Maak die Here se woord oop vanmôre. Ons tema is Here leer ons nog bid, met die subtema broodjies of visse en die Heilige Gees. En dit kom uit Lukas 11 uit waar ons gaan lees, Lukas 11 op bladsy 96 in my Bybel. Lukas 11 op bladsy 96, en dan moet julle vanoggend sommer julle Bybels daar oop hou, moet nie as ons gelees het toemaak nie, want ons gaan elke keer terug verwys na die skrif toe, en dit wat die Here vir ons daar gee, waar hy vir hulle leer oor gebed, in Lukas 11. Kom ons lees in Lukas 11 van vers 1 af. Jesus was ergens besig om op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergewe ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie. Net daai deel van die gebed gee hy nou vir ons hier weer. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe, en jy vra, vriend, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by ons aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val, en die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en vir hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en elkeen wat klop, sal voor oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee, in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ons teksvers is vers 1. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En dis ons teksgedeelte. Miskien moet ek al net so sê, ons volg nie vanoggend die laaste, maar dis 'n kort boodskapie wat Rick Warren in hierdie boek gesit het. Julle kan dit maar self lees, maar vanaand se deel gaan ons wel met die boek klaarmaak. Maar ek het gedink hierdie as die bonus boodskap om hierdie reeks mee af te sluit, na ons daaroor gebid het wat die Here vir ons gee vanoggend. 40 dae van gebed. En nou sluit ons af en ons sê, Here, leer ons nog bid asseblief. En die subtema, broodjies of visse en die Heilige Gees. Iets oor ons gebede of nie. Of mense wat nie bid nie. Hoekom bid ons of hoekom bid ons dalk nie? Ek dink baie keer verstaan ons nie gebed nie. Miskien een van die eenvoudigste beeldjies is 'n verkeerslig. Want baie keer as ons bid, sê die Here soos met 'n rooi lig nee. En baie keer sê die Here soos met 'n geel lig, wag 'n bietjie. Maar baie keer sê ook soos met 'n groen lig, ja. Die wonderlike is om te weet, die Here hoor elke gebed van jou. Daar's nie een wat hy nie hoor nie. Hy ly nie aan swak gehoor of doofheid nie. Hy hoor en hy slaap nooit as jy bid nie. Hy hoor. Maar hy verhoor nie al jou gebede soos jy vra nie. Gelukkig nie. Kan jy dink wat sou gebeur het, as ek net in my eie lewe dink, as die Here my alles moes gee wat ek gevra het, hoe sleg sou dit met my gegaan het? Gelukkig behandel hy jou soos sy kind, soos ons eie kinders ook baie keer nee sê die Here vir ons nee, want hy weet wat is die beste vir ons. Hoekom bid party mense nie? Hoekom hou party mense op bid? En daaroor het ek baie gedink in hierdie 40 dae. En toe lees ek 'n artikel in die week wat Richard Platt geskryf het, David Platt, en hy sê, ons het dikwels nie 'n behoefte aan gebed nie, omdat ons nie besig is met dinge wat gebed nodig het nie. Dink 'n bietjie daaroor. Waarmee is jy besig in jou lewe? Het jy gebed nodig vir jou lewe? En weet julle, as jou lewe net so 'n voortstrompel lewe is,
Jy bestaan eintlik net. Jy haal eintlik net asem, steel 'n bietjie suurstof. En jy doen net al die maklike dinge. Jy doen net alles op die gewone manier, soos ek dit nou al alle jare doen, gaan ek nou maar net so aan. Dan kom daar 'n tyd dat jy maklik kan dink, maar hoekom sal ek nou bid? Ek ken hierdie nou al so goed. Ek weet al so mooi wat om alles te doen. Maar die oomblik wat jy jou lewe vir die Here gee en sê, Here, hier is ek as 'n instrument, gebruik my, soos U wil, waar U wil, wanneer U wil. Gebruik my net soos U wil, waar U wil. Dan plaas die Here jou in situasies wat jy nie weet nie. Dan gebeur dit, om die Pieter nou die dag gesê het, dat mense by jou kom en jy het eintlik nie 'n antwoord nie. En ek het nie 'n idee hoe gaan ek hulle nou help nie. En dan terwyl jy so met groot oë vir hulle kyk, is jou oë eintlik toe en jou hart is oop en jy bid, Here, asseblief, nou moet U help. Wat moet ek nou sê? En dan antwoord die Here en daar kom die Here aan die woord. Wanneer daar uitdagings op jou lewenspad kom, wanneer jy in situasies kom wat jy nie gewoond is nie, dan jy gebed nodig. Hoekom is dit so dat kinders meer bid in eksamentyd? Want ewe skielik word ek uitgedaag vir my kennis en ek weet nie of ek kan nie. Wanneer ek uitgedaag word, ek moet voor mense iets sê of ek moet iets doen wat ek nie aan gewoond is nie, dan bid jy. Hoe nou? Wat nou? Broers en susters, daar kom soveel geleenthede, maar dan moet jy bereid wees om te lewe. En lewe beteken om bietjie buite in die gewone te gaan, buite die gewone boksie waarin ek is. David Platt sê, ons het dikwels nie behoefte aan gebed nie, omdat ons nie besig is met dinge wat gebed nodig het nie. Dink 'n bietjie daaroor. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, is die disippels saam met die Here ergens in die veld, iewers alleen, en hulle sit daar, en dan sien hulle hom daar eenkant alleen, en hy's daar besig. En dan hoor hulle hoe hy praat waarskynlik. En dan kom hulle agter, maar hier gebeur iets anders. Hier gebeur iets anders as waaraan hulle gewoond is, deur al die eeue van hoe hulle met God sommer net so praat. Hier is 'n gesprek aan die gang, 'n persoonlike, intieme gesprek tussen hom en sy hemelse Vader. En hulle ken dit nie. Hoe werk dit? En ek dink hulle sit daar en dan stamp die disippels so aan mekaar, vra jy, nee, vra jy. En dan as die Here terugkom, dan sê hulle, Here, leer ons ook asseblief. Ons wil ook soos U kan bid. Leer ons om te bid asseblief. En dis ons tema vanoggend. Here, leer ons bid. En dan gee hy vir hulle die voorbeeldgebed wat ons nou baie geleer het van in hierdie 40 dae, die Onse Vader. En die Here het mos nou nooit bedoel, as jy bid, moet jy elke dag die Onse Vader opsê nie. Natuurlik nie. Maar in die elemente wat in die Onse Vader is, kry ons al die elemente van lofprysing en smeking en danksegging en voorbidding. Alles kry jy in hierdie gebed wat jy moet vra. En hy gee vir hulle hierdie pragtige modelgebed. En ek neem aan, hier is mos maar 'n opsomming in die Bybel, dat hy dit vir hulle mooi verduidelik het, beter wat ons dit ooit kan doen. En dan leer hulle dadelik, maar gebed is gerig aan die Vader. Wanneer jy bid, dan is dit altyd met God die Vader wat jy praat. En jy kan net met 'n Vader praat as jy sy kind is. So dadelik gaan dit oor hulle verhouding. En dadelik leer hulle dat in gebed gaan dit oor die koninkryk. En dan onthou hulle mos ook, toe hy begin optree, sy heel eerste intreepreek as dit ware was, lees ons in Matteus 4, toe hy begin in sy eerste woorde vir die volk sê, dan sê hy, en nou het die koninkryk van God naby julle gekom. Ek is hier om die koninkryk te bring, dis God se werk. En ons is koninkryksburgers, en ons is koninkrykskinders, en ons is hier om die koninkryk te laat kom, en die Here te vra, gebruik ons vir die koninkryk. En so leer hy vir hulle oor gebed. En die disippels voel, maar hulle wil ook soos hy bid. Hulle wil ook hierdie mooi verhouding met die hemelse Vader hê, om in 'n lewende gebedsverhouding met God te kan wees. En dis my vraag vanmôre, hoe voel jy oor gebed? En ons het dit die eerste week, 7 weke terug gevra, is gebed vir jou iets wat jy moet doen, dan mis jy die hele punt. Is gebed vir jou lekker? Ons het dit die oggend by die doop gevra, 7 weke terug, toe ons die kindertjies hier gedoop het. Gebed moet wees soos 'n kind wat eintlik inchip, en dan sê pa, nee, wag, ek praat met die oom. Nee, maar ek wil graag nou iets sê. En dan sê, alraai, praat.
Want jy wil graag jou pa se aandag hê en jy wil net vertel of jou ma se aandag hê. En dis jou grootste voorreg om by die huis te kom van die skool af en dan vertel jy alles wat gebeur het vandag. En daai verhouding is gebed. Ek kom en ek wil net vir die Here vertel hoe wonderlik is die Here, hoe goed is hy vir my. Ek en Elspie sit in voorberei aan ons toer wat vandag oor 5 weke plaasvind in Europa. En die een dag se toer weet ons nog glad nie. En dit werk net nie uit nie, dis nie mooi nie. En ek sê vir gistermiddag, ek moet eers weer soek en skielik maak ek my rekenaar oop. En hier verskyn 'n ding wat 'n opsomming gee van al die plekke langs die Portugese kus waar ons wil ry. En dadelik sien ek my hier die antwoord. En ek sê vir ja, is die Here nie wonderlik nie? Skielik wys hy vir ons al die goed wat moet wees langs die Algarve. En dis goed wat ons nie ken nie. En as jy opgewonde, dan wil jy met die Here praat daaroor. Want die Here wys vir jou dinge en die Here antwoord jou en jy leef in 'n verhouding met hom. Voel jy so oor gebed? Want dit is so heerlik, dit is so wonderlik. En dan word ons aangemoedig natuurlik om te bid. Want as jy nie bid nie, het jy niks. As ons nie bid nie, moet ons die deure van hierdie gebou toesluit. Ons kan hom verkoop vir 'n winkel of iets. Want die mag niks gebeur sonder gebed nie. Ons kan nie kerk toe kom sonder gebed nie. Ons kan nie huisbesoek doen sonder gebed nie. Ons kan nie vir mekaar bid nie. Ons kan nie 'n bazaar hou nie. Ons kan nie bestaan sonder gebed nie. Want dan, wat doen ons dan? Dit gaan oor hom. Hoe leer die Here hulle bid? En nou wil ek hê moet jy daar in jou Bybel bly kyk. En ek dink dit is so fantasties nie, dat hulle vir die Here vra en die Here in sy alwysheid vertel vir hulle 3 verhaaltjies. En die eerste verhaaltjie wat hy vertel is die van 2 vriende. 2 vriende, die een vriend kom in die nag en hy vra vir die ander vriend, klop aan, onthou hulle het nie winkels soos ons, kafees, garages wat 24 uur oop is nie. Hy het mense opgedaag en hulle loop ons maar met die voete en nou is hulle honger en hulle het niks in die huis nie en hy gaan na vriende toe en klop daar aan en sê, jong, jy lief ons net 3 brode om te leen nie, ons mense het hier aangekom. En dan leen hulle by hulle brood. Die tweede storie wat hy vertel is die van 'n seun wat vir sy pa iets vra. 'n Seun wat na sy pa toe gaan en vir hom vra vir kos. Dis die tweede storie. En die derde storie wat hy vertel is die van 'n mens wat met God praat. En in hierdie 3 klein storieetjies en julle kan dit daar lees. As jy dit mooi kyk dan sien jy daar's 3 gebeure. 2 vriende, 'n seun en sy pa en 'n mens en God. En daarmee verduidelik hy vir ons eintlik gebed. En nou is my die wonderlike van hierdie storieetjies is, as jy kyk na hierdie storieetjies is daar 'n stygende lyn. Want 'n pa en vriende is gelyk. As ons vriende is, ek en jy, ons is mekaar se gelyke. Ek is nie meer as jy meer as ek nie. Dis wat vriende mos jy is. Soort soek soort. En met vriende kuier ons so, ons is absoluut gelyk. En dis die eerste storie. Die tweede storie gaan oor 'n seun en sy pa. En hulle is 'n geslag van mekaar verskil, gewoonlik 30 jaar omtrent. Hierdie seun en hierdie pa praat met mekaar. In die eerste storie praat 2 vriende met mekaar. En die tweede storie praat 'n seun met sy pa. En dis 'n geslag van mekaar af. En in die derde storie praat 'n mens met God. En dis 'n ewigheid van mekaar af. Dis ontelbaar groot van mekaar af. En dis die stygende lyn. Vriende tot kind en pa, tot mens en God. Hierdie stygende lyn. En daarmee wil die Here vir ons ietsie oor gebed leer. En dan is my vraag, wat leer hy vir ons oor gebed? En vir my was die wonderlike toe ek sien, hoe verander mense gebedslewe deur jou lewe? En die eerste is, die vriende kom vra hulp, en hulle kom leen. Kom kyk, hy hoor net daar, nee? Hy sê, die mense aangekom, leen vir my 3 brode asseblief. So ons is gelyk is. Ek leen by jou brood, môre oor môre bring ek weer, kan jy weer by my leen. Dan sal ek weer vir jou suiker of meel gee of iets, of ek sal môre vir jou die geld gee. Ons is gelyke, ons leen by mekaar. En weet julle, dis hoe gebed baie keer werk. Wanneer 'n mens in jou gebedslewe begin, dan is jy baie keer met God, en al is dit so dat God is ons vriend, nee? Hy is ons beste vriend, staan op hierdie mooi
boekmerkie van ons, niemand het groter liefde as nie, hy nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Dis waar alles begin. En Jesus sê in Johannes 15, ek noem julle my vriende. Maar dan begin ons met Jesus en met God werk soos met 'n vriend. En dan kan mens baie keer wil leen by hom, en ons onderhandel selfs met hom. Here, en ek kom bid, as u nou my gesond maak, Here, dan beloof ek, sal ek dit en dit doen. Here, vergewe my, ek weet ek het nou altyd droog gemaak, maar Here, ek vra u nou hierdie, en as u nou dit doen, dan sal ek dit doen. So asof ek met God kan onderhandel op 'n gelyke pad. Maar dan later groei jou gebedslewe, en jou verhouding met God groei. En dan kom jy op 'n stadium in so 'n mate dat jy agterkom, maar ek is eintlik by God, soos sy kind. En ek glo natuurlik, as ek net 'n oomblik kan afdwaal, hoekom baie mense makliker tot geloof kom, hang baie van jou ouerhuis af. Want as 'n kind in 'n ouerhuis gelukkig is, en as 'n kind vir sy pa en ma lief is, en as 'n kind by die huis van kleins af Bybel lees, en die Here leer ken in sy ouerhuis, en jy's lief vir jou pa en ma, is dit so maklik, want dit is net so stappie. Die liefde wat ek van my pa gehad het nou ook as 'n klein seentjie, was net so stappie, om oor te gaan in, maar dis hoe ek vir God lief het. Want ek het my pa mos geken, voor ek vir God geken het. En ek het in my pa vir God gesien. En ek het my pa geglo, en ek het hom vertrou, en ek het geweet, hy het nie eenmaal in my hele lewe vir my gejok nie. En hy was altyd daar vir my. En toe weet ek, maar God het hom vir my gegee, en dan is dit so maklik om te weet, so ek en God met my hele hart vertrou, het was nooit vir my moeilik nie. Jy sien, en dis daai groeifase wat plaasvind, van eers wil ek met God so onderhandel, en dan kom ek op die punt, dan kom ek agter, maar dit werk nie so nie. Ek is sy kind. En 'n kind leen nie by pa en ma nie. 'n kind kry by pa en ma. En 'n kind kan nooit vir pa en ma teruggee wat hulle vir 'n kind gegee het nie. As jy moet bereken wat dit jou gekos het om jou kinders in die wêreld te bring, aan kos en klere en tyd en opvoeding, dis onmoontlik om 18, 20 jaar se lewe van jou terug te gee vir wat jy vir jou kind gegee het. Maar jy wil dit ook nie terug hê nie. En as kinders ooit sou terugkom en sê, pa en ma, ons het nog gaan sit en uitwerk, dit het soveel jaar skool vir ons gekos, soveel jaar op universiteit, ons het 13 jaar kinders op universiteit gehad, en jy werk het uit, ons wil nou, hoeveel skuld ons? Ons sal eintlik geafronteer voel, want jy gee dit vir jou kind, want jy jou kind lief, en jy gee, en jy gee, en jy gee, wat jy het om te gee, gee jy, en dan eendag, dan erf hulle ook nog. En dan kom jy agter, maar dis hoe my verhouding nou met God is. Ek kry, en ek kry, en ek kry, en ek kry, en ek vra, en ek kry, en ek hoef nooit terug te gee nie. Trouwens, die bietjie wat ek vanoggend in die bordjie gegooi het, en die bietjie wat ek in my 10de maandeliks gee, en my spesiale dankoffer by die bazaar gee, is maar 'n ou druppeltjie van die allemintige baie wat hy vir my gee. En nou onderhandel ek nie meer met hom nie, want ek is sy kind, en ek het sy kind geword, en ek vra maar net vir hom, en hy gee vir my, en ek hoef nie skuldig te voel nie, ek kan hom net lief hê, en dankbaar wees dat hy so goed is in my. Maar dan kom maar 'n punt in jou lewe, dat jy nog verder groei, en dat jy selfs nie meer net 'n kind is nie, maar dat jy gegroei het op daai punt, dat ek wil sê, maar ek wil by Here, ek wil by U die beste hê. Ek het U lief met my hele hart, so ek wil by U alles hê. En dan kom die Here en dan sê hy, vra my die heel beste, vra my die lewe. En dis wat ons lewe en gebede beteken. Eers net vriende, wat onderhandel en wat sal teruggee. En dan groei ons van kind na God, wat ontvang in liefde. En dan kom ons by daai punt, Here, ek is nou U dienskneg. Ek is nie meer net U kind nie. Ek is meer as U kind. Ek is U dienskneg, ek is U disipel. Ek is iemand wat deur U in diens geneem het, wat die gebed kan bid. Laat U koninkryk kom, maar gebruik my daarvoor.
In my kringetjie, in my huis, tussen my vriende, in my gesin, by my werk, wil ek die koninkryk ook laat kom. Ek is u dienaar, ek is u disipel. Want ons maak disipels. Ons maak nie net kinders nie. Elke mens wat 'n kind van God is, moet 'n disipel word. En dis wat ek nou is. 'n Dienaar van God. En daarom wil ek die beste hê. En wat is die beste? En dan sê hy, en hy sê dit so mooi, aan die einde van hierdie gebed, wanneer hy hierdie storieetjies vertel, dan sê hy, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee, vir die wat vra. Ek het nou nie vir julle eers verduidelik, hoekom die kind en die pa, natuurlik in hulle tyd van die broodjies, en van die vissies, kon soos 'n slang gelyk het, en ander kon soos 'n skorpioen gelyk het, as hy in die veld lê, maar hy gee die beste. En nou kom God en nou sê hy, maar, soos jou pa en jou ma vir jou die beste gee, en nooit vir jou as jy 'n eier vra, 'n skorpioen sal gee nie. God nog meer. Hy sal jou die Heilige Gees gee. En dis waartoe gebed lei. Gebed lei altyd daartoe. As jy en God praat met mekaar, dat jou hart vol word met God. Dat die Heilige Gees jou lewe so vol maak met Jesus, dat dit oorloop. Dis hoekom ons praat oor die Here mos. Dis soos 'n glas water, wat as hy so vol gemaak is, dat hy tot boontoe vol is, dan skit hy uit. En daarom, as iemand aan my stamp, dan skit Jesus uit. As iemand skielik jou in die straat en jou stamp, dan reageer jy nie met vloekwoorde en kwaai nie, dan skit Jesus uit. Want jy is so vol met die Heilige Gees, dat hy lei jou, hy dryf jou, hy sorg vir jou, hy gee jou leiding. En dit beloof hy vir jou. Het jou gebedslewe al gegroei? Van daai tyd, toe ek maar net kom onderhandel, en toe ek maar net kom vra vir aardse goed, vir broodjies en vissies, en het jou gebedslewe al gelei na daai punt toe, dat jy kan kom en sê, Here, gee my die Heilige Gees, wat ons in hierdie 40 dae ook geleer het. Vul my hart met U, Here, maak my vol. En vanmôre hier waar ek sit, met my hart oorloop van Jesus Christus, gevul met U Gees. Mag die Here jou seën met 'n vreugdevolle gebedslewe. Dis die lekkerste iets wat daar is. Amen. Dankie Here, U is vir ons so goed. Dankie dat ons met U mag praat 24/7, oor alles, op elke plek, by elke geleentheid, en sommer net so deur die dag, en weet, U sorg vir ons, vir alles wat ons nodig het. Seën vir ons nou, Here. Vou ons toe met die liefde, en help ons om nie te vergeet nie, maar om te onthou, om in gebed saam met U te lewe. Amen.